Goed, kom ons maak net ons harte stil weer en dan doen ons net 'n kort gebed saam. Here, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg dat ons so by mekaar kan wees en terwyl ons dan ook vanoggend gaan stil staan by nog 'n belangrike aspek in die woord wanneer dit kom by die voorbereiding vir die koms, dat ons as kerk van die Here Jesus Christus, die Eklesia, ons harte sal voorberei en besef, Here, ons tyd loop nou uit. En dat U verheerlik sal word in elkeen van ons se lewens. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid en ons weet U hoor vir ons. Amen. Ek wil net vir ons Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot en met vers 7 saam lees. Skryf van die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werk van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat, wie oor het om te hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee, om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Die heel eerste gedeelte, weet ons, hierdie gedeelte gaan oor dit wat is, tot op die Here Jesus Christus, waar hy dan ook opgevaar het na die hemel toe, die uitstorting van die Heilige Gees, en dit bring ons nou by hierdie van dit wat is. En ek het hierdie vraag maar net in my gemoed vanoggend. As die Here die 7 gemeentes in Openbaring laat opskryf het, is daar die gemeentes van minder belang as die hele boek Openbaring? Wat sal jy sê? Nee, hoekom? Is eintlik vir ons vandag 'n waarskuwing. Vir ons 'n aanmoediging. Nie net 'n waarskuwing, ook 'n aanmoediging. Dat ons juis moet regmaak en gereed maak vir die koms van die Here. So hierdie brief, baie duidelik gerig aan die gemeentes, deur 'n belangrike persoon. As ons dit lees, skryf van die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy, en wie is hierdie hy? Jesus Christus. Dit sê hy aan die 7 gemeentes. Die boodskap kom van God af vir die gemeentes. Nou, dink maar aan tye toe ons jonger was, en jy daai brief gekry het van jou geliefde af. Jy was opgewonde oor daardie brief, nee. Hier kom 'n brief van ons geliefde Here Jesus Christus af. Sal ons nie dan daarop ag gee, as die Here met ons kom praat nie? 7 letterlike gemeentes, waarby ons dan ook bietjie gaan stil staan, dat u ook sien, die boodskap is tydloos. Wat ek daardeur bedoel is, hierdie boodskap was nie net vir daardie gemeente in Efese nie, maar hierdie boodskap is net so van toepassing vandag op ons, as wat dit was op daardie mense. Hierdie briewe, soos ek laasweek gesê het, moes aangestuur word na die ander gemeentes toe. Hierdie briewe was nie net dat daar een aspek in die gemeente hanteer moes word, terwyl hierso is enkele aspekte, dit wat die Here in daardie gemeente kom uitwys, maar is nie te sê dat daar, wat in die ander gemeentes in Philadelphia en Smyrna en die ander gemeentes is, dat dit nie in daardie gemeente teenwoordig was nie. Daarom moes daardie briewe aangestuur word. So daar was verskillende aspekte binne in die gemeenteverband wat God ook vir ons kom wys wat verteenwoordig is in vandag se kerk. En daarom moet ons daarop ag gee, want dit het 'n boodskap vir ons voorbereiding vir die koms van die Here Jesus Christus. Die toepassing van hierdie briewe kan soos volg dan ook opgesom word. Dit was letterlike gemeentes wat in Klein-Asië was. Letterlike kerke wat daar gestaan het, wat aktief was. Ons lees dit hier in Efesiërs. Hoe aktief was hulle? As die Here sê,
dat hulle vir sy naam gearbei het. Dit was 'n gemeente wat geëvangeliseer het. So letterlike gemeentes in Klein-Asië wat letterlike kerke was en aktief was. En vandat die Heilige Gees uitgestort is in hierdie genade dispensasie, dit wat nou is, wat van toepassing is op ons as kerk vandag, wil die Here vir ons kom sê dat hierdie kerk in die lewe deur hom geroep is en dat ons moet ag gee daarop. Een teksgedeelte waarna ons definitief moet kyk is Matteus 16 vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hierdie woordjie Petrus beteken klein klippie. Maar op wie is die fondament van hierdie gemeentes en die ander gemeentes gestig? Op die fondament deur Jesus Christus. 1 Korintiërs hoofstuk 3, nee. Daar's geen ander fondament wat gelê kan word behalwe die fondament Jesus Christus nie. So, hierdie rots, hierdie kerk, hierdie gemeente is op die rots Jesus Christus. Hy het die kerk in die lewe geroep. En daarom is dit belangrik dat ons daarop moet ag gee. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hy is die fondament van die kerk. So daarom moet ons ag gee op dit wat hy vir ons wil kom sê. As hy dan kom sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Skryf wat jy gesien het in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes in Asië toe. So, hierdie boodskap moet uitgaan. As hy praat van die 7 sterre, dan praat dit van die 7 geeste, die 7 leraars van die gemeente, die 7 goue kandelare, stel die 7 gemeentes voor, en die een wat deur die 7 goue kandelare beweeg, is die Here Jesus Christus self. Dit wat hy dan daarso ook vir ons kom leer. Efese dan in besonder, die eerste gemeente waarby ons stil staan. Nou ek gaan probeer om te kyk, vandag gaan ek net Efese en hierdie inleiding ook van die gemeentes met u hanteer, maar die ander geleenthede wil ek kyk om 2 of 3 gemeentes te hanteer, dat ons vinniger ook deur dit kan werk, maar sonder om nie afbreek te doen aan die woord van die Here nie. Efese was dan die moedergemeente. Vanuit hierdie gemeente was ander gemeentes gestig gewees. Dit was die gemeente wat geëvangeliseer het. As die woord van die Here dan ook sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dan sê hy, dat jy vir my naam gearbei het. Hulle was 'n gemeente wat geëvangeliseer het. Van verskeie gemeentes het uit hierdie gemeente ontstaan. Die eerste kerk van die Here Jesus Christus is dan daardie weergeborenes en uit hulle het die evangelie gekom en daardie gemeente kon gestig word. En nou sê hy, skryf aan die engel in daardie gemeente in Efese. So skryf aan die boodskapdraer, die dominee, skryf aan hom, en dat hy hierdie brief aan die gemeente dan ook moet lees. So die predikant wat in daardie gemeente gedien het, en as ons bietjie gaan kyk na wie was van hierdie predikante gewees, was Aquila en Priscilla, was Apollos, Handelinge 18. Paulus was moontlik die eerste prediker daar in 2 tot 3 jaar tyd wat hy daar gedien het. Timoteus 1 vers 3, 1 Timoteus 1 vers 3 wys vir ons dat Timoteus daar gedien het. Titus in 2 Timoteus 4 vers 12. Hy het in 3 gemeentes gedien, Efese, en toe het hy 'n beroep na Kolosse aanvaar en ook in die gemeente Krete wat hy gedien het. Onesiphorus, 2 Timoteus 1 vers 16, wat ook daar 'n dominee was. En dan die geliefde apostel Johannes was ook daar, voordat hy daar na Patmos, eiland Patmos toe weggevoer is, was die laaste gemeente wat hy dan ook in gedien het, was dan Efese gewees. So, interessant net ook, wat ek wil byvoeg hier is, dat Maria, Petrus en Andreas, dat hulle reken dat daardie 3 mense ook in Efese begrawe is. 40 jaar na die stigting van hierdie gemeente, kom hierdie boodskap na hierdie gemeente toe. En 'n ernstige boodskap, wat die Here dan ook vir hulle kom gee. So, ons het gesien, dit was letterlike gemeentes, dit wat nou is,
En as ons bietjie gaan kyk na hierdie gemeentes, hierdie 7 gemeentes, Efese, Openbaring 2 vers 1 tot 7, was die eerste gemeente wat haar eerste liefde verlaat het, 'n spesifieke saak wat God met hierdie gemeente dan kom behandel het. Wat beteken geliefde een of begeerlike ene? In die begin, toe sy haarself uitgegee het vir die saak van God, was sy daardie begeerlike ene gewees, maar daar het iets in haar lewe gebeur. In Smyrna was dit die kerk wat onder sterk vervolging deurgegaan het. So, in Efese was dit die tyd van die apostels gewees, en net na die apostels het daar 'n verskriklike vervolging dan ook plaasgevind. En dit is onder hierdie Smyrna gemeente. Toe Pergamus, die kerk wat eg getroud is, die verleidende kerk, Thyatira, die afvallige kerk, Sardes, die dooie kerk, en Philadelphia, die geëvangeliseerde kerk wat herleef het, en dan die Laodisense tydperk, die tyd waarin ons dan ook nou leef, die lou tydperk, die tyd van mense regte. Ons leef in daardie tydperk nou. Christus wat deur hierdie gemeentes kom loop, kan ons eintlik maar kom sê, hy loop ook vandag hier deur ons, en hy wil ook met ons kom praat, en vir ons ook die inhoud van hierdie brief kom gee. Hy gee vir hulle goeie aanprysing. Openbaring 2 vers 2 sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Hoe hierdie mense aktief in hierdie gemeente was. Hulle het gewerk, hulle het aktief besig gewees. Dink maar aan hierdie geliefde man Johannes. Ek kan nie anders dink dat daardie geliefde van God, daardie man wat bekend gestaan het vir sy liefde, daardie liefde in hierdie gemeente afgesmeer het, en dat hulle dit uitgedra het na ander toe. Hulle was ywerig om die evangelie te versprei. Toe Paulus hierdie gemeente besoek het, het hy Aquila en Priscilla daar agtergelaat, en op 'n stadium het hy self daar gewerk. Ons lees daar van Efesiërs 4, as hy dan ook sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe, om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Kyk net hoe kom Paulus en hy bemoedig hierdie gemeente, en hy wil hê dat hulle opgetel moet word weer. Efesiërs 5 vers 1 en 2, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. Hy stel die standaard vir hulle. Dis nie die dominee se liefde nie, maar God se liefde vir hulle, wat hulle na die mense toe moet uitdra. Het ons 'n liefde vir God se skepsels, en dat ons bereid sal wees om hulle vir die saak van die Here ook te bereik. As hy dan ook skrywe vir hierdie bedienaars wat onder spesifieke sorg van God is, sy beskerming in Christus geniet, hulle is 'n instrument in die hand van die Here. 7 goue kandelaars beteken dat hy 'n intieme verhouding met die kerk het. Sy teenwoordigheid is in die kerk, hy ken die kerk en hy observeer wat binne in die kerk ingaan. Daarom die gesag agter die boodskap is die Here Jesus Christus self. Hy stuur sy gesandte om die boodskap te gaan uitdra, en God is agter hierdie boodskap wat uitgedra moet word. As hy sê, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid, wat beteken dit? Hulle is daders van die woord, nie net hoorders nie. Hierdie was 'n groep lidmate wat seker elke predikant begeer, as ou dan na hulle gekyk het. Hulle het uitvoering aan die woord gegee. Hulle was gehoorsaam aan die woord. En dan sê hy dat jy slegte mense nie kan verdra nie. So hulle was waardig evangeliedraers. Hulle het 'n heilige lewenswandel gehad, dit wat ons volgende ook maar van gehoor het. Was 'n gemeente wat gedissiplineerd was. Daar was orde gewees, hulle het tug toegepas. Hulle het nie onreinheid toegelaat nie. Hulle het hulle lewe skoon gehou. Hulle was sonder vlek of rimpel, Efesiërs 5 vers 27. En dan gaan hy verder en sê dat jy dit op die proef gestel het, die wat sê dat hulle apostels en dit nie is nie, en hulle leraars bevind het. So dit beteken hulle was geestelik volwassenes. Ons sien dit in die woord van die Here, as hy dit vir ons wys in Efesiërs. Hulle het mense op die proef gestel. Hulle het gesien as daar dinge nie reg is nie. Wat beteken dit? Hulle het oor die kansel van God gewaak. Hulle het nie net sommer enige lering van die kansel toegelaat nie.
Iemand gedwaal het hulle met daardie persoon gepraat en hom aangespreek. Hulle het die skrifte ondersoek, hulle het die waarhede geken. As hulle sê en hulle leenaars bevind, dis beteken hulle het onderskeidingsvermoë gehad en hulle het nie dwaalleraars toegelaat in hulle gemeente nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. En as ons reg moet verstaan wat hierso van praat, dan kom Handelinge hoofstuk 6 en hy wys vir ons sekere dinge uit, waaroor dit gaan. Hierdie aanpruising in Openbaring 2 vers 6, as hy sê, maar dit het jy, dat jy die werk van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wat is hierdie werk van die Nikolaïte? Die woord beteken conquerors of masses. En liewe toehoorders, sien ons dit nie in ons dag nie. Groot kerke wat opskiet. Mense wat op kansel staan, mense in hulle gemoed tevrede stel, maar jy sal nie hoor hulle praat oor sonde nie. Jy hoor nie hulle praat oor heilige lewenswandels nie. Hulle spreek wat die mense wil hê hulle moet hoor. En dan gaan dit oor die gevoel van die mens op te werk. Massa hipnose wat plaasvind. En dit is bewys hoe hulle hierdie massa hipnose toepas. Hierdie woord bestaan uit 2 dele. En ek vra maar net hierdie vraag. As die woord van die Here daaroor praat, en hy waarsku vir hulle, moet ons nie ag gee vandag daarop nie. Is dit nie wat die Here wil hê ons moet doen nie? Nikolaos beteken oorwinnaar of onderwerp, en laos beteken mense. Hulle is oorwinnaar oor mense. En so sien ons dit in baie van die dinge. Paulus beskryf dit in Handelinge 20 vers 29, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal omkom en die kudde nie sal spaar nie. Daarom het hy sê, en dat jy verdra het. Spreek van hulle geestelike volwassenheid, daardie eie ek het gesterwe, lydsaamheid wat hulle besit, volhardend in die dinge van die Here, en terwille van my naam wat hulle gearbei het, nie moeg geword het nie, spreek van geestelike standvastigheid. Is dit nie maar wat ons vanoggend gehoor het nie? Geesvervulde manne en vroue. Dit wat God ook wil hê. Daarom het hy daar in Efesiërs 4 dan ook vir ons sê in vers 30, blus die gees van God nie uit nie. Dat hy sê, ons moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. So, Paulus kom en hy moedig die gemeente aan. Maar dan, in die hartseer, die waarskuwing. En wat is hier die waarskuwing? Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het afgekoel. Jy is nie meer op die plek waar jy moet wees nie. Jy is nie op die standaard nie. Van buite af sou die mense dit nie agtergekom het nie. Omdat hulle aktief besig was met die dinge van die Here. Hulle was werksaam, ywerig, begeerig in hierdie gemeente. Aktiewe lidmate. Maar die een ding, siele vir die koninkryk van God, het hulle nagelaat. Daardie liefde na hulle bekering. Hulle was getuies, onverskrokke, mense wat vertel wat die Here Jesus Christus vir hulle gedoen het. Die vrug van daardie redding, soos daardie man Johan in Lukas 8 vers 38 en 39. En die man uit wie die duiwels uitgevaar het hom gebid om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê, gaan terug na jou huis en vertel wat er groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig wat er groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Is ons nog ware getuies vir God? Van daardie dag toe die Here ons siel uit genade kom red het. En dat mense kan hoor van die redding van Jesus Christus, dat hy vandag nog in harte en lewens wil kom werk. Hulle het daar die eerste liefde verlaat, hulle het verkoel, hulle het nie meer getuig teenoor mense nie. Die woord van God was nie meer vir hulle van belang nie. Daar het baie dinge in hulle lewe gebeur. Die vuur is uitgedoof, terwyl die woord van die Here sê, 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die gees nie uit nie. En dan, Efesiërs 4:30, bedroef nie die Heilige Gees nie. En hoeveel van ons se lewens is die Heilige Gees bedroef? Omdat ons nie op die merk is waar ons moet wees nie. Ander dinge het vir ons meer belangrik geraak. En vandag, as jy na die gemeente gaan soek, wat gaan jy daar kry? Jy gaan net 'n bouval kry.
Hoekom? Hulle het nie ag gegee nie. Hulle het nie gehoor gegee nie. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Wat sê hy? Onthou, gaan terug op die pad. Waar het die afval gekom in my lewe? Gaan maak reg met God. Gaan vertrou hom vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees. Onthou die staat waarin jy was, daardie eerste liefde van jou, daai blydskap, daardie liefde, daardie vreugde, daardie verligting toe jy tot redding gekom het. Dit wat jy ontvang het, jy was ywerig vir die saak van die Here. Is jy nog besorg oor kosbare siele? As ek my besorgdheid oor siele verloor het, dan moet ek weet dat die Gees van God bedroef word vanoggend in my lewe. As die woord van die Here sê, dink aan die dinge, dink aan die jeugdigheid, toe jy daar in jou bruidstyd agter my aangeloop het. Maar die verlies wat jy nou geestelik lei, die posisie wat jy verloor het, bekeer beteken metanoia, verandering van die gedagtes. Die goddelike skat het ek nie opgepas nie. En hy sê, bekeer jou. Kry terug in jou lewe en doen die eerste werke. Keer terug na daardie ywer met oorgawe. Bewaar wat kosbaar is. Daardie gebed, daardie vastheid, daai vryheid van sonde. Hartseer oor sonde. Bewaar dit versigtig, die verordeninge van die woord van die Here. Wandel in die lig van God. Om dit wat verlore gegaan het, om dit te herwin in my geestelike lewe. En nou, die oproep, keer terug. Wat sê hy vir ons? Moenie rus, totdat ek dit weer teruggevind het nie. En dan sê in Openbaring 2 vers 7, wie 'n oor het om te hoor. Laat hom hoor wat Jesus aan die gemeente wil kom sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Mag die Here ons genade skenk, mag hy vir ons help. Mag ons uit hierdie gemeente leer, dit wat nou is, wat die Here vir ons 'n boodskap kom gee, dat ons nie nalatig sal wees. Dat ons dit wat ons miskien verloor het, terug sal kry. En dat ons ywerig in die saak van God weer sal wees. Baie dankie. Volgende week gaan ek nou nie met u verder gaan nie. Nugget gaan volgende week aan. Maar volgende week, ons wil so net so 'n bietjie met die gemeente praat, na die gemeente, seker so 'n geleentheid hier in die saal wees, maar ons wil net bietjie met die gemeente oor sekere aspekte praat, so bid asseblief daarvoor, en ek glo die Here sal ook vir ons seën. Die week daarop, dan gaan ons weer aan met die volgende gemeentes. Baie dankie.